9 jaar na die slag van Bloedrivier het Sarel Silje Vrystaat toe getrek en op sy plaas Doringkloof gaan boer. Dis net hier aan die ander kant. Na net meer as nog 'n dekade word hy na die stigting van die NG Kerk van Kroonstad as die leierouderling aangestel. By gebrek aan 'n predikant moet hy vir die volgende 6 jaar preek en katkeseer. En so word hy as ouderling dan na die Kaapse Synode sitting van 1862 genooi. En hy het die vermoeiende reis iewers langs hierdie paaie aangepak. Hy moes eers na Durban reis om van daar per skip na die Kaap te vaar. Ek sou daarom graag wou hoor wat Sarel Silje saans langs die kampvuur op daardie pelgrimstog te vertel gehad het. Sy stories, veral toe hulle onder meer verby die areas van Dundee, Bloedrivier, Wenen, Tragiese Bloukrans en Escort, waar hy na die moord op Piet Retief toe Dingaan sy impies gestuur het om die voortrekker laars aan te val, saam met 5 ander mans te perd van laar tot laar gejaag het om die mense te waarsku. En dan sy stories oor die gelofte kerk toe hy deur Pietermaritzburg gaan. Dit wat na die slag van Bloedrivier gebeur is en hoe hy opgerig is en hoe hy, Sarel Silje as ouderling, 'n betekenisvolle rol in die bou van hierdie gebou gespeel het. Hy het selfs die bouplanne verskaf. Nou ja, in Durban aangekom, gaan hy aan boord van die Waldensian om die gevaarlike vaart na Kaapstad aan te pak. Daar was nog 8 ander predikante en 'n klomp ouderlinge onder die passasiers om weg na die synode sitting toe. Op die vooraand van die synode sitting, 11 uur die aand, loop die Waldensian op die rotse naby Struisbaai. En die volgende oggend omstreeks 6 uur het die skip in 2 geskeur. Daar was slegs 2 reddingsbootjies om die passasiers en die bemanning na veiligheid te bring en te red. So met elke draaislag wat die bootjies by die skip aangekom het, was daar 'n geworstel van talle skipbrekelinge wat benoud in die bootjies wou kom. Sarel Silje het daar en dan hierdie woorde gesê: hy is bereid om te sterf en tot heel laaste te wag, sodat diegene wat nie gereed is om te sterf nie, eerste gered kan word. Man, hy en Dominee Gillis van der Walt van Bloemfontein, wat saam met hom gewag het tot op die einde, is toe ook saam met die laastes in die laaste bootjie gered. En net soos met die slag van Bloedrivier, hou Sarel Silje en sy geesgenote 'n passievolle dankdiens vir hulle redding daar op die strand. En met die aand se oorslaap in die dorp Napier, daardie storie van hom het so 'n diep indruk gemaak het op die dorpsmense dat hulle hoofstraat na hom vernoem het. Sarel Silje straat, die hoofstraat van Napier. Dit wys jou net, né? Die krag van 'n storie. 'n Storie is 'n getuienis van geloof wat uit die donkerste waters gehaal is. Duisende gemeentes word weekliks bedien. Maar my vraag vandag is: hoeveel plek maak ons vir die gemeentelede se stories? Ek het verlede jaar 'n 5 minute geleentheid gekry om my getuienis by 'n gemeente te lewer. Die prediker was so opgewonde dat sy gevra het dat mense sommer van die volgende week af weekliks in die gemeente hulle getuienis moet kom deel. Sy het elke week 5 minute kanseltyd begin gee. Hoe verryk ons nie die preek met 'n persoonlike getuienis van 'n ouderling wat sy geloof in 'n storm bewaar het. Hartroerende verhaal van 'n ma wat na haar kind se dood weer nuwe hoop gekry het. Die verhaal van 'n boer wat tydens die droogte nie weggetrek het nie, maar bidend in geloof die jaar deurgemaak het.
Die jong mens wat in twyfel waar haar soeke haar gebring het na plekke van hemelse plekke. En as jy nie weet waar om te begin nie, nooi my vir 'n 5-minute getuienis by jou gemeente. Of soos in Bloemfontein, sommer vir die hele diens. Kom ons maak die stories wat in die stof lê en slaap wakker, sodat hulle so sterre en bakens in die gemeente kan skyn. Kom ons gun meer kanselruimte vir die getuienis van gewone mense. Want dit is dikwels in daardie stories, die stukkies geloof wat deur verpletterende golwe gedra is, dat die gemeente werklik sal weet, die Here was daar en God is met ons.